Daar is sekere oomblikke in die lewe waar iemand se laaste woorde baie meer gewig dra as net 'n gewone gesprek. Dink aan 'n ouer wat met 'n kind praat voor 'n groot operasie, of iemand wat weet 'n moeilike tyd lê voor. In Johannes 17 kry ons iets van daardie gevoel. Jesus bid, maar hy bid nie sommer net nie. Hy bid op die rand van die kruis. En wat besonders is, voordat hy oor lyding praat, praat hy oor verhouding, oor heerlikheid, oor bewaring en oor mense wat aan God behoort. Kom ons kyk vandag mooi na hierdie gedeelte uit Johannes 17 van vers 1 tot vers 11 en ontdek hoekom hierdie gebed steeds vandag vir gelowiges ongelooflik belangrik is. Kom ons begin by die groter prentjie. Johannes 17 vorm deel van wat ons dikwels Jesus se afskeidsrede noem. En dit begin by Johannes 13, by die laaste maaltyd en loop deur tot by die kruisigingsverhaal in Johannes 18. Net voor hierdie gedeelte het Jesus met sy disippels oor moeilike dinge gepraat. Oor vervolging, oor verlies, oor die Heilige Gees, oor vrede te midde van onsekerheid. En nou, net voordat hy gearresteer word, bid hy. En dit is belangrik om ook raak te sien. Johannes 17 is nie net 'n privaat gebed nie. Jesus se disippels hoor hierdie gebed. Die evangelielesers, ons hoor hierdie gebed. Die oorspronklike gelowiges aan wie Johannes skryf, leef waarskynlik reeds onder die druk en die uitsluiting. Hulle worstel met hulle identiteit en waar behoort hulle. En daarom word hierdie gebed amper vir hulle soos 'n anker. Julle behoort steeds aan God. Julle word steeds bewaar en julle is nie alleen nie. Dankie dat jy kyk en baie welkom by NG Verde Park se aanlyn bediening. Hierdie is Bybelstudie. Die eerste ding wat ons hier moet raak sien is hoe Jesus die ewige lewe definieer. In vers 3 sien ons, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. En dit is opvallend. Jesus sê nie bloot dat die ewige lewe bloot eendag is om hemel toe te gaan nie. In Johannes gaan ewige lewe oor verhouding, oor deelname, oor verbondenheid aan God. Die Griekse woord vir ken is ginosko. Dit beteken nie net intellektuele kennis nie, dit gaan oor persoonlike kennis, om in verhouding met iemand te wees. Met ander woorde, ewige lewe begin nie net na die dood nie, dit begin reeds nou, waar mense in verhouding met God leef. Dit verander die manier waarop ons geloof verstaan. Baie mense dink geloof gaan hoofsaaklik oor doen ek genoeg? Of is ek geestelik genoeg? Of is ek besig om te slaag? Is ek 'n goeie Christen? Maar hierdie teks begin op 'n ander plek. Dit begin by God se inisiatief. Kyk hoeveel keer sê Jesus, U het gegee, U het gestuur, U het aan my gegee. Die beweging begin by God. Dit is diep ook deel van ons gereformeerde tradisie. Genade kom eerste. Selfs die disippels se geloof word nie beskryf as iets wat hulle self opbou nie, maar as iets wat hulle ontvang binne God se hand, God se handeling. Dit bring rus. Want baie van ons leef met 'n groot klomp geestelike uitputting. Ons probeer alles beheer, ons werk, ons kinders, ons toekoms, ons identiteit. Maar Johannes 17 herinner ons, voor jy iets vir God doen, behoort jy reeds aan hom.
Dis amper soos 'n kind wat aan die slaap raak in die motor. Die kind beheer nie hierdie reis nie. Die kind hou nie die stuurwiel vas nie, maar die kind is veilig omdat iemand anders bestuur. En dis iets van hierdie gebed. Jesus sê, hulle behoort aan U. Bewaar hulle. Die fokus val nie op die disippels se vermoë om hulle self vas te hou nie, maar op God se vermoë om hulle vas te hou. Vir mense wat moeg en oorlaai en onseker leef, is dit baie goeie nuus. Ons sien iets van die dieper spanning in hierdie teks raak. Jesus sê, ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. Johannes gebruik die woord wêreld op 'n baie interessante manier. Die Griekse woord kosmos beteken soms 'n skepping wat God liefhet, maar soms ook die sisteem van weerstand teen God. Die disippels word nie uit die wêreld uit verwyder nie. Jesus bid nie, vat hulle weg nie. Hy bid, bewaar hulle. Hierdie bewaar hulle is belangrik, want party Christelike tradisies het soms die geloof verstaan as om jouself te onttrek. Bly weg van mense af, bly weg van die kultuur van die wêreld af, bly weg van moeilike gesprekke af. Maar Johannes 17 wys iets anders. Die disippels bly in die wêreld. Hulle leef steeds tussen hierdie spanning, tussen die politiek, tussen die gebrokenheid, tussen die verlies en tussen al die vrees wat hulle kan beleef. Maar hulle identiteit word nou deur iets dieper geraak. Jesus sê, bewaar hulle in U naam. In die Bybel beteken God se naam meer as net 'n titel. Hierdie naam verwys na God se karakter, na teenwoordigheid, verbondstrou. Met ander woorde, bewaar hulle in wie U is. En dit gee eintlik vir ons ongelooflike troos. Want baie mense vandag bou hulle identiteit op dinge wat baie broos is. Op prestasie, op voorkoms, op hulle politieke identiteit, op sukses, op aanvaarding. Maar hierdie dinge skuif konstant. Jesus bied 'n dieper anker. Hulle behoort aan God. Ons behoort aan God. En dan kom hierdie verrassende doel van hierdie gedeelte, sodat hulle een kan wees. Eenheid beteken nie hierso almal moet identies wees nie, maar dit gaan oor 'n gedeelde identiteit wat hulle en wat ons het in God. Daarom is die kerk meer as net bloot 'n organisasie. Die kerk is mense wat uit hierdie genade van God leef. Daarom kan ons as gemeente ook sê ons is familie en ons behoort. En ek dink dis waarna baie mense vandag veral baie diep verlang. In 'n wêreld wat geken word aan isolasie en verdeeldheid, bring Johannes 17 'n visie van 'n gemeenskap wat deur God se liefde bymekaar gehou word. Hierdie teks kan ook maklik verkeerd gelees of selfs misbruik word. Een verkeerde lees is om hierdie gedeelte baie individualisties te maak. Dan word geloof net Jesus en ek. Maar Johannes 17 is vol taal wat praat van gemeenskap. Hulle, een, aan U behoort. Hierdie gebed gaan oor 'n geloofsgemeenskap. Nog 'n gevaarlike lees is om bewaring simplisties te verstaan. Sommige mense lees dit as ek genoeg glo, sal niks sleg met my gebeur nie.
Maar dis nie wat Jesus beloof nie. Binne ure na hierdie gebed word Jesus gearresteer. Die disippels vlug. Petrus verloon hom. Bewaring beteken nie afwesigheid van swaar kry nie. Dit beteken God laat nie sy mense los te midde van swaar kry nie. En dis 'n groot verskil. Nog 'n misbruik is om hierdie teks wetties te lees. Dan word die fokus, ek moet nou harder probeer om nog meer geestelik te wees, sodat God my sal aanvaar. Maar die beweging van hierdie teks werk andersom. Die disippels behoort reeds aan God, voordat hulle alles kan verstaan. Selfs hulle geloof is nog broos. En tog bid Jesus vir hulle. Dis vir mense soos ons belangrik, veral omdat ons soms voel, maar my geloof is nie sterk genoeg nie, of ek twyfel, of ek sukkel. Johannes 17 wys, Jesus bid nie net vir perfekte mense nie, hy bid vir gewone, bang, brose disippels. En dalk is dit juis iets wat hierdie gebed so mooi maak. Dit wys nie eerstens hoe sterk ons geloof is nie, maar hoe getrou Christus is. So wat's die slotsom van hierdie teks? Ek dink dit nooi ons om onsself anders te sien. Nie as mense wat onsself moet red nie, nie as mense wat alles onder beheer moet hou nie, maar as mense wat aan God behoort. Mense wat in 'n gebroke wêreld leef, maar nie deur daardie wêreld se vrees en chaos gedefinieer hoef te word nie. Mense wat deur Christus vasgehou word. En dalk is hierdie uitnodiging van Johannes 17 om stadig weer te leer rus in God se naam. Om te onthou dat die ewige lewe reeds nou begin waar God ons ken en ons leer om God te ken. En om as familie saam te leef vanuit God se genade. Mag hierdie week iets van daardie bewaring binne jou wakker maak. Mag jy onthou dat God se hand sterker is as jou broosheid. En mag Christus se gebed jou dra wanneer jou eie woorde te broos voel of te min raak. Kom ons bid saam. Here, leer ons om U beter te ken. Bewaar ons wanneer ons moeg en onseker raak. Help ons om as mense van genade en waarheid te leef. En herinner ons dat ons aan U behoort. Amen. Mooi week vir verder. Totsiens.